Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Ons grote God en almagtige Heer, ons dankie dat U ons vanmôre na U huis toe gebring het. Ons dankie dat U vir ons die wil gegee het om na U woord te kon luister. Ons dankie vir die wonderlike reën wat U daar buite gegee het, om ons gees te vervul met 'n positiewe omgewing. Ons dankie ook vir die woord wat U tot my gebring het. Ons vra dat U ons sal lei in hierdie diens. Wil U vir ons gee dat ons U woord sal oordra en U naam daardeur verheerlik. Ons bid vir rustigheid, ons bid vir beheer van emosies. Ons dra dan nou hierdie diens aan U op en vra U leiding daarvoor. Ons bid dit deur Jesus Christus alleen. Amen. Okay, liewe gemeente, kom ons doen gou die afkondigings. Net so 'n paar belangrike afkondigings wat ek nie moet opdra. Ek dink die eerste een is op die voorste bladsy. Volgende Sondag, die 5de Oktober, moet julle net 'n nota daarvan maak. Die erediens is 10:00 en nie 9:00 nie. Nou, ek moet sê die eerste keer toe die diens verander het, was hier 'n paar mense vroeg gewees. Dit mag dalk weer gebeur. Ten minste kan jy dan troos, jy gaan nie laat wees vir die diens nie. Maar Dominee De Bruin gaan die diens vir ons voordra. En so let maar daarop, jy kan so 'n bietjie later slaap as jy sou wou. Dan verjaarsdag vir die week, algemene gelukwensing almal wat verjaar hierdie week. Die 29 September is Hester van die kerk. Die 30 September Kobie Nel. Die 1 Oktober Anna Lou en Hester Nel. Die 2 Oktober Marius De Bruin, Willie Du Plessis en Johan Foster. 3 Oktober is Jorien Futcher, Don Koeglenberg, Reinhard Peens. 4 Oktober Jonita van die kerk. Dan net 'n gelukwensing en almal wat hulle huweliksherdenking hierdie week vier. Ek weet nie of daar enigiemand is nie. Kan ons 'n aanduiding dalk kry vir dit? Dorwie, dis nou daar wie jy jou hand moet opsteek. Ja, ons vier ons huweliksherdenking hier Vrydag die 3de. So ook net dankie aan die Here daarvoor. Wil net graag dan ook aan almal opdra rondom dit. Ek dink die belangrike volgende afkondiging wat julle moet sien is, alles is in elk geval in die blaadjie ingesit. Sondag die 12de Oktober word jy hartlik uitgenooi na 'n bevestigingsete vir Dominee Johan. En jy moet asseblief kyk net daar, die details is daar. En bespreek en betaal asseblief voor Vrydag die 3 Oktober is met ander woorde komende Vrydag. Dan die res van afkondigings is in die blaadjie, so julle kan maar net daarna kyk. Dan net baie welkom aan almal vandag se erediens. Ook baie amper sê ek baie geluk. Baie welkom aan die senior burgers van Huis Teresa. Ook aan hulle wat deur middel van tegnologie gaan luister in die diens of selfs later in die week. Baie welkom. Kom ons sit net so 'n oomblik stil en dan raak ons rustig voor die Heer. Verhef ons harte tot U, Heer, en laat die liefde ons regeer. Wil deur die Gees steeds by ons bly en ons in alle waarheid lei. Raak U ons aan om U te loof. Versterk ons liefde en geloof. Skenk ons meer vreugde in U woord en meer volharding in gebed. Amen. Gemeente, genade en vrede van God die Vader, die skepper en die onderhouer van alles, en van sy enigste Seun, die Here Jesus Christus, wat ons middelaar tot die Vader is, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, ons trooster. Ons gaan nou voort met die lof van aanbidding. Voorsangers kan maar vorentoe kom as hulle sou wou. Dan gaan ons sing lied 212, vers 1, 2 en 3. Psalm 121 staan daar. My hulp kom van die Here, 'n pelgrimslied. Ek wonder sommer hoeveel keer dink ons aan hierdie psalm. Hoeveel keer roep ons hierdie psalm in gebed uit? Alhoewel dit nie altyd
die doel van hierdie Psalm is nie. Hierdie Psalm is geskryf deur 'n pelgrim wat na sy fees terugkeer uit Jerusalem. Daarom bid hy die woorde: Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hoekom bid ons hierdie gebed? Die vraag is, beleef ons dit altyd? Hoe voel ek oor gebeure wat dalk nie altyd verhoor is nie? Ek wil nog 'n vraag in julle midde laat. Hoe lank het dit geneem voor my gebeure verhoor was? Sommige gebeure word binne dele van sekondes verhoor. Dink maar aan 'n ongeluksituasie. Here, help! Maar dink ook aan die volgende. Jong mense wat bid vir leiding, omtrent 'n beroep om te kies, of dalk 'n vakkeuse om te maak wanneer hulle nog op skool is. Ons is nog so groen, ons weet nie wat ons gaan studeer nie. Ons weet nie wat se beroep ons gaan ingaan nie. 'n Ou wat bid vir 'n kind wat neig in die verkeerde rigting. Hulle sê mos by geboompie terwyl hy jonk is. So wat maak jy as die kind op sy tienerstadium is? 'n Lewensmaat moet bid vir 'n man of vrou wat nie meer so ernstig is omtrent sy godsdienst nie en nie meer Christelik optree in alles wat hy doen nie. Ons ken ons storie. Dit is maklik om vanaand te bid of godsdienst hou, maar wat doen ek deur die dag? Wys my lewe dit. Ons as gemeente het gebid vir 'n nuwe leraar. Ons het moedeloos geword toe die proses te lank geraak het, maar ons was ongelooflik gelukkig. Ons gebede is eintlik die eerste ronde verhoor. Maar kom ons dink bietjie weier. Kom ons dink aan Jan Kempdorp gemeente. Hulle het hierdie ronde 3 keer deurgegaan. Ons het begin moedeloos word gedurende die eerste ronde. Ons het die statistiek gehoor van gemeentes wat nie predikante of leraars kan bekostig nie, of waar daar nie leraars beskikbaar is nie. Hoe dink ons moet hulle voel oor hulle gebede? Die vraag is, bid ek gedurig? Bid ek altyd? Bid ek by die werk en ook deur die dag? Die lys is eintlik baie lank en verskil van persoon tot persoon. Die vraag bly staan. Watter periode of hoe lank moet ek bid voordat ek opgee? Hoe ernstig bid ek in tye van swaar kry? En hier kom die groot vraag. En hoe ernstig bid ek wanneer dit goed gaan? Bid ons net vir onsself, vir mekaar, vir my buurman, of selfs die oppositie? Kom ons sing nou saam die Onse Vader as 'n gebed om ons te help in hierdie lyding. Ons gaan nou 2 skrifgedeeltes lees. Ek wil graag vra julle moet let, is 2 kort gedeeltes en al 2 gedeeltes ten volle vorm deel van die preek. So kom ons luister wat die Here vir ons deur sy woord wil leer. Kolossense 4 vers 2. Volhard in die gebed. Ek moet dit dalk herhaal. En ek wil hê ons moet graag mooi luister. Volhard in die gebed. Wees daarby waaksaam en dankbaar en bid te gelykertyd ook vir ons. Bid dat God vir ons deur die woord, bid wat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat die geheimenisse van Christus sodat ek die geheimenisse van Christus kan verkondig waarvoor ek hier gevange sit. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig soos dit my opgelê is. Die volgende gedeelte is Matteus 26 vers 36 tot 39. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane en hy sê vir hulle: "Sit hier terwyl ek daar gaan bid." Hy het vir Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê: "Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my." Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid: "My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan,
moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. Hier is 2 voorbeelde van gebed. Die een was verhoor, en die een was nie verhoor nie. Gebed is seker vandag die uitdagingste oefening vir baie mense. Dit is maklik om jou Bybel te lees, insig en kennis daar te kry te leer. Ons word mos geleer om uit 'n handboek, as ek dit so mag sê, te leer. Maar gebed vereis ware geloof aan God. Wat is vandag se tragedie? In die navorsing wat ek gedoen het, was dit baie duidelik. Ons dink die grootste tragedie van vandag is onbeantwoorde gebede. Maar nee, dit is nie. Die grootste tragedie van vandag is, ons bid nie meer nie. Verder, ons is ongeduldig en ons verwag 'n onmiddellike verhoring. Ons lewe mos in 'n dag waar alles vinnig kan gebeur. Kinders het selfone. As ek nie die antwoord vinnig genoeg kry nie, kan ek Google of lately ChatGPT of ek het mos 'n telefoon, call a friend. In gebed werk dit nie so nie. Jy moet jou verontmoedig voor God. Charles Spurgeon het gesê, wanneer daar nie by die lidmate gees of dissipline van gebed bestaan nie, kan die persoon of die dominee preek soos 'n engel, daar sal niks gebeur nie. Ons kan Bybelstudie hou, daar gaan niks gebeur nie. Ons kan huisgodsdiens hou, daar gaan niks gebeur nie. Wanneer God afwesig is in 'n Christen se lewe, is die eerste teken, ons hou op om te bid. Kom ons wees maar eerlik, gebed is een van die mees ongedissiplineerde areas in die kerk. Bid ek dalk net Sondag? Bid ek, soos met die inleiding, net wanneer ek bang is? Baie keer is ons gebedslewe verder sporadies, wisselvallig of oppervlakkig. Gebed is 'n onontginde bron skatte in die kerk en koninkryk. God leer ons dit deur sy woord. Ons praat min daaroor, of ons doen dit min of nooit. Gebruik dit net soms, veral wanneer in nood. Kom ons wees bietjie eerlik en ons toets mekaar. Wanneer ons kuier, waaroor praat ons? Wanneer ons in Bybelstudie by mekaar kom, is ons eerlik met mekaar oor dit waaroor ons bang is, dalk die vrees, of die vrees, hoekom ek nie bid nie, dalk skaam. Gebed tot God is noodsaaklik vir elke gelowige om na die beeld van Christus gevorm te word. Ek gaan dit weer herhaal. Gebed tot God is noodsaaklik vir elke gelowige om na die beeld van Christus gevorm te word. Baie mense probeer geloof groei sonder gebed. Dit klink nie reg nie, maar dit gebeur. Jou verhouding met God sal stagnant bly indien jou gebedslewe afgewater word. Hoe baie het ons nie al gehoor van iemand wat sê, my geloofslewe groei nie. Die vraag is, bid ek? Gebed is die pyplyn, dis die kommunikasiemedium tussen God en sy kinders. Hy het dit vir ons deur Christus gegee. Gebed is die middel en kanaal wat God vir ons bied om onsself af te sonder van die besige wêreld en die middel waardeur ons tot God kan kommunikeer. Ons gaan nou sing Vonk 72. Ek wonder of ons gehoor het, die Heilige is hier in ons teenwoordigheid. Die Heilige is ook hier, wanneer ek alleen in my gebedskamer tot God bid. Die Heilige is ook hier, wanneer ek deur die dag 'n vinnige skietgebed doen. Ons leer uit ons teksvers uit om volhardend te bid. Paulus het in vers 2 aangedui, volhard in gebed, in voorspoed en teespoed. As jy na die oorspronklike Grieks vertaling gaan kyk, word dit duidelik aangedui. Jy moet aanhoudend en standvastig bid. Daarmee saam kom egter die gedagte van vasberadenheid. Hoe vasberade is ek in my gebedslewe?
Hier kom die volgende moeilike vraag. Hoe vasberade is ek in my geloofslewe? Die Here gee vir ons leiding daarin deur sy woord in 1 Tessalonisense 5 vers 17. Die hele vers is letterlik 2 woorde. Bid gedurig. Ek gaan gou 'n persoonlike ondervinding met julle deel. Van kinds af het ons altyd gespot, of ek self in elk geval. As dit nie van bad luck was nie, het ek geen lak gehad nie. Niks wou net uitwerk nie. Niks wou gebeur soos ek hoop nie. Ons kon nie verstaan hoekom niks vir ons oplyn soos ons graag wil droom nie. Ons het baie gebid daaroor, baie gewonder daaroor. Ons kon ook nie gevra hoekom ons nie toegelaat word om ons droom uit te lewe nie. Dis tog waaroor ons is. Ons hoor so baie bid en daarvoor sê julle gegee word. Ons het moedeloos geword en ons het ophou bid vir dit. 'n Buurman het by geleentheid vir my gesê, ons is nie baie lang ruk in Kimberley gebly nie, en sy woorde was, Andries, jou werk hier is klaar wat die Here vir jou gegee het, daarom moet jy trek. Hy wil jou op 'n ander plek gebruik. Ons het dit nie so daaraan gedink nie. Ek moet egter vandag sê, 20 jaar later is hierdie gebed verhoor, maar ek was aanvanklik te ongeduldig. Gebed is nie 'n opsie vir 'n gelowige nie. Dit is 'n opdrag van God. Kom ons vergelyk bietjie Spreuke 28 vers 9. As iemand hom doof hou vir die wet van die Here, sal die Here afskeid hê van so 'n man se gebed. Ons kom weer by die punt, wanneer bid ek en hoe leef ek? Daar is 'n verskil tussen volhardend bid en lank bid. Dit is nie nodig om lank te bid nie. Die woord van die Here leer ons oor 'n gebabbel van die woorde, of om opreg te bid. Dink maar aan die persoon wat gestaan het en op sy bors geslaan het. Here, wees my sondaar genadig. Volhardende gebed beteken, ek gee nooit op nie. Jy gee nie in of word onmoedig wanneer jou gebede nie verhoor word nie, of 'n antwoord wanneer jy dit wil hê nie. Baie mense gooi maklik handdoek in. Hoekom gebeur dit? Een van die redes is, ons bid net wanneer dit swaar gaan. Ons bid nie wanneer dit goed gaan nie. Dis hoekom ons ophou bid. Hulle sê die vreugde daarvan is weg. Hulle het bang geword. Party selfs, hulle voel skuldig. Maar ons moet ons nie in ons gevoelens laat dryf nie. Ons moet ons laat motiveer deur die opdrag van God. Dis baie maklik en duidelik, volhard in die gebed. Vir elkeen wat sy kruis opgeneem het en 'n disipel of 'n volgeling van die Here Jesus geword het, is gebed nie opsioneel nie. Onthou, as ons na die beeld van Jesus wil leef, dan moet ons sy voorbeeld volg. Ons moet bid soos Jesus. Jesus het volhard gebed en hy het sy volgelinge ook opdrag gegee om so te doen. Ons raak ongeduldig as ons gebede nie betyds verhoor of volgens ons tydsbestek gehoor word nie. Kom ons dink 'n bietjie hieraan. Jesus staan al vir meer as 2000 jaar in vir ons by die Vader. Kan ons daai periode in ons breine mooi oordink? Ek wil graag hê dat ons 'n geleentheid skep nou vir gebed vir elkeen hier teenwoordig. En net 'n paar sake van gebed wat ek op julle hart wil hê. Dink bietjie vir 'n oomblik aan jou eie gebedslewe. Ek dink ons is dalk almal skuldig. Veral as ons self 'n punt uit 10 moet gee,
Jy kan self daaroor besluit. Vra vir God vir insig oor die doel en die belangrikheid van gebed. Ons weet, dis moeilik om te kommunikeer met iemand wat dalk nie volgens jou terugpraat nie. Dis waar geloof inkom. Bid vir wysheid om jou gebedslewe reg te maak. Bid dat die Here jou die dissipline sal gee om te volhard in die gebed. Ons wil nog 'n voorbeeld gebruik. Dis maklik om by die huis te bid, want ons het dalk 'n roetine. Wat gebeur as ek gaan jag, saam met die man pelle? Of as ek met vakansie gaan? As ek saam met kinders, ons as kinders, as ons op 'n toergroep gaan, volhard ek in gebed? Vra die Here vir vasberadenheid in jou gebed. Vra die Here om jou gehoorsaam te maak in sy oproep en sy opdrag om te bid. Gee jouself aan God. Neem jou kruis op en volg Jesus volgens sy woord. Bid vir krag en genade en neem jou gebedslewe net 'n gewoonte te maak nie, maar toe te wy aan God. Ek gaan vir ons 'n rukkie gee vir 'n geleentheid vir gebed, daarna gaan ons oorgaan spontaan in 'n lied. Kom ons kyk na die volgende gedeelte uit ons teksvers. Hoe om passievol en met geesdrift te bid. Ons het net nou gesê, ons moet leer om soos Jesus te bid. So kom ons kyk wat staan in sy woord. In Lukas 6 vers 12 staan daar: Jesus het uitgegaan uit die berg toe en die hele nag deurgebring in gebed tot God. Ons is baie keer te besig om te bid. Ons het die verskoning, ek het nie tyd gehad nie. Ons maak nie tyd om te bid nie. Ons wil partykeer dalk vinnig bid, nie dat dit altyd verkeerd is nie, afhangende van omstandighede. Mense wil amper sê dat passievolle gebed is die venster van die hemel, sodat God sy lig daardeur kan skyn. Passievolle gebed vat ons tot in die hemelse teenwoordigheid, sodat God ons ook deur gebed die wonderlike heerlikheid van sy teenwoordigheid in ons kan laat beleef. Ek wonder, dink ons hieroor. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld van Jesus se gebed in Johannes 17, waar hy sy disippels bid. Hy bid dat God verheerlik sal word in die eerste plek, of dat God geloof sal word, kan dit self so ook vertaal. Hy bid dat God hulle enigste God sal wees. Kom ons noem dit nou maar, is God ons enigste God? Of is Mammon ons God is ons werk? Hy bid vir die disippels, vir almal wat aan God behoort. Die vraag is weer, bid ons vir mekaar? Bid ons vir medegelowiges? Bid ons vir hulle wat dalk eensaam is? Bid ons vir hulle wat bedroef is? Bid ons in dankbaarheid vir almal en alles om ons? Hy bid dat God hulle sal bewaar. Dit is maklik vir 'n ouer of vir 'n kind te bid hieroor, maar bid ons vir die res van die gemeente. Hy bid dat hulle die blydskap van God in sy volheid sal ken. Hoe ken ons die volheid en die blydskap van God? Ons bid tot hom daaroor. Hy bid dat die mense deur sy woord tot geloof sal kom. En kinders, dink maar aan die kere wat jy ander mense sien gedoop word, en dink aan jou eie doop. Hy bid vir volkome eenheid tussen gelowiges. Hoekom is dit so moeilik vir gelowiges om saam te stem? Hoekom is dit so moeilik vir verskillende kerkverbande om saam te stem? Die Here leer ons om ons geloof te lei soos kinders. Kom ons bid dan soos kinders. Passievolle gebed is die poort of die deurgang na die krag van God. Passievolle gebed is om te weet met wie jy praat.
Dis weer eens waar geloof en respek inkom. Jesus het geweet om met die Vader te praat, is 'n kragtige instrument. Ek dink die meeste van ons weet dit, veral wanneer dit swaar gaan. Die vraag is, onthou ons dit weer eens as dit goed gaan. Hierdie instrument het God aan ons gegee. Dis seker een van die wonderlikste instrumente of wonderwerke wat God vir ons gegee het. En kinders, jy kan enige tyd, enige plek bid. Die liewe Vader het vir ons die Heilige Gees te gee, om altyd by ons te wees. Jy kan op enige plek en tyd bid. Ons moet dit egter nie ligtelik opneem nie. Passievolle gebed kom uit die hart en nie se kopding nie. Ons leer ons kinders so maklike rympie as hulle groot word, en ek sê nie dis verkeerd nie, maar leer ons dit vir rympie, omdat dit mooi is, of leer ons hulle rympie om te leer bid, om respek te kry vir God, of dalk die dissipline om aan te hou bid. As 'n paar voorbeelde daarvan. Ek se kindjie klein. Here maak my hartjie rein. Of op my stoeltjie sit ek nou met my handjies saamgevou. Dit bly mooi. Ons moet net seker maak wat is ons motief daar agter. Jesus het sy disippels en vir ons die Onse Vader geleer. Die Onse Vader weet ons bestaan uit 6 gebedes. Dit kyk onder andere na die plek, die gesindheid en die metodes van gebed ensovoorts. Daarom moet ons nie net 'n klomp betekenisvolle woorde bid nie, maar die heidene doen dit. Ons hoor so baie keer iemand wat sê, die onderwyser kan so mooi bid, of die dominee kan so mooi bid. Dit is nie wat belangrik is nie. Die belangrikheid is, ons moet 'n geloof bid en aanhou bid. Gemeente wees of gemeenskap van die gelowiges en gebed gaan hand aan hand. Ons kan nie kerk wees en nie ons kruise opneem nie. Passievolle gebed en geloof is 2 dinge wat nie van mekaar geskei kan word nie. Ek gaan nog iets met julle deel. Dis 'n skrywe wat my ouma destyds my gegee het as kind. En ek moet sê, dit het my deur baie tye al deurgedra. Jy kan dit ook bid. Ek moet tevrede wees met nou, wat ek is, wat en hoe ek is, en wat ek doen. Nie soseer om die oomblikse omstandighede ideaal is vir my, om my te bevredig en gelukkig gemaak nie, maar omdat God se wil is, dat ek hierdie minuut leef, en wat ook al beleef. Al hou dit pyn in, die Here weet. Al hou dit vertwyfeling in, die Here verstaan. Al hou dit verskrikking in, die Here is groter. Al hou dit eensaamheid in, hy wil hê ek moet hom daarin vind. Al breek 'n droom, hy wil my droom en my werklikheid wees. Al hou dit wat ook al in, hierdie oomblik is sinvol en betekenisvol, omdat hy daarin is. Kom ons sing Vonk 396, ons behoort nie aan onsself nie. Kom ons kyk na die 3de gedeelte wat ons leer uit ons teksgedeeltes uit. Bid onselfsugtig, bid vir ander. Die laaste 3 bedes van Onse Vader leer ons dit. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit gaan oor lewensmiddels. Verlos ons van ons sonde. Dit gaan oor vergifnis. En laat ons nie in versoeking kom nie. Ek wil 'n baie mooi gedeelte met julle deel uit die woord van God oor. Laat ons nie in versoeking kom nie. In Jakobus 1 vers 13 tot 15 staan daar. Iemand wat in die versoeking kom,
moet nooit sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie en self verlei niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Ek gaan dit weer herhaal. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort, en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Dis baie mooi woorde, maar is ook baie harde woorde. Ons moet mooi dink wanneer ons bid. Bid ons oor ons eie versoekinge? Het ek myself in die situasie laat beland? Ek wou mos daai mooi kar koop. Dis maar net 'n voorbeeld. Ons is intercessors vir mekaar. Dis 'n baie groot woord en ek moes nogal oefen om hierdie woord te kon sê vanmôre. Ons tree met ander woorde in vir mekaar deur gebed by God. Dis 'n gebed waar ons bid dat die wil van God ook in ander mense sal gebeur. Hoeveel van ons gebede handel maar net oor onsself of ons eie behoeftes? Ons wil hê wat ons wil, wanneer ons wil. Here, gee my dit en dat. Help my met dit en dat. Here, ek het lucerne gesny. Kan dit asseblief nie op my land reën nie? Intussen tyd is daar droogte buite die skema. Dink ons daaraan? Drie voorbeelde van mense wat as intercessors opgetree het, of van Christus. Christus leer ons dit weer eens deur 'n gebedslewe. In Lukas 23 vers 34 staan daar: aan die kruis bid Jesus vir hulle wat hom gekruisig het. Wat doen jy as die taxi voor jou inry? Ek sê altyd, dit vat so 0.6 van 'n sekonde om my meer te verloor. In plaas van bid ek, Vader, vergeef hulle wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Johannes 14 vers 16 staan daar: Jesus tree daar ook vir ons as successor op. Daar staan: ek sal die Vader vra dat hy vir julle 'n ander voorspraak sal stuur, die Gees van die waarheid, of die Heilige Gees. Johannes 17 vers 20 staan daar: Jesus bid vir diegene wat deur die disippels se verkondiging tot geloof kom. Hy bid dus vir die kerk, hy bid dus vir die een wat die woord moet oordra, hy bid vir die Bybelstudieleier, hy bid dus vir die onderwyser, hy bid vir my wanneer ek in alle omstandighede sy woord moet uitdra. Hy bid vir my wanneer ek op die rugbyveld saam met my vriende sport doen. Hy bid ook vir my wanneer ek saam met my vriende kattekwaad doen. Jesus het voortdurend vir ander mense gebid. Paulus wil hê dat die gemeente in Kolosse seker wees waarvoor hulle bid en hoekom hulle moet bid. Hy het vir hulle egter gevra om te bid dat die deur sal oopgemaak word sodat die woord kan uitdra. En ja, die gebed was verhoor. Paulus was uit die tronk uit vrygelaat. Hy was in die tronk toe hy hierdie gebed gebid het en gevra het. Hy wil ons leer om so spesifieke dinge te bid. Hy wil hê hulle moes ook vir hom bid. Jy mag jou vriende vra om saam met jou te bid of vir jou te bid. En weer eens, wanneer ek bedroef is en bly. Hulle moet weet dat dit God is wat die deur vir hulle moet oopmaak, sodat hulle die evangelie kan verkondig. Ons sluit af. En kinders, ek wil graag hê julle moet luister.
Ons leer dus om aan te bid en aan te bid en aan te bid. Bid deur geloof. Bid in alle omstandighede. Jy die hele dag. Bid volhardend. Bid vir mekaar. Senior burgers, julle wat dalk nou via tegnologie of via Facebook moet kyk, besef julle hoekom julle die geleentheid gegee word om af te skaal met julle daaglikse werke? Besef julle hoekom julle dalk baie meer tyd het as ons? Ons het nodig dat julle vir ons ook bid. Julle kan ons deur gebed leer om vir mekaar te bid, om ons geloof te versterk, en ons dank die Here daarvoor. Ons word dus gedwing om rustig te word en te bid. Bid waar jy is. Jy kan in alle omstandighede bid. Soos ons gesê het, jy het die hele dag om te bid. Dankie Here, daar's baie geleenthede daarvoor. Dink maar aan 'n ongeluksituasie. Baie soos wat jy kan 'n hulproep doen vir hulp, kan jy 'n hulproep doen vir dank. Here, help. Ek is op my senuwees voor 'n toets. Die 2 sekondes nodig daarvoor. Ek is in 'n moeilike omstandighede by die werk of in my verhoudinge of in 'n gesprek. Here, gee asseblief leiding. Here, seën hulle. Het ek al na my buurman gekyk en dit gebid? Here, maak my kalm. Maak my geduldig. Leer my om meer geduldig te wees. Die lys is oneindig lank. Dit is maar 'n paar vole wat ons genoem het. Ons gaan ons nou self in gebed verontmoedig deur Psalm 31 staande, en daarna gaan ek van ons voortgaan met gebed. Kom ons maak toe die oë en verontmoedig onsself van gebed. Onse grote God en Vader, ek is 'n sondige kind en ek kom lê my voor U neer. Ek is 'n jong kind op skool en ek is te skaam om te bid, want ek voel skuldig oor dit wat ek gedoen het. Maar gee my die versekering, of laat my glo dat U reeds weet wat in my hart is. Ek is 'n besigheidsman. Ek weet ek was oneerlik geweest. Ek weet ek het winsbejag nagejaag. Maak my rustig en maak my nederig voor U om my voor U te kom lê. O Heer, ek is 'n ouer wat bekommerd is oor ons kinders. Ons wil hulle graag in U opdra en vra om hulle te lei en te stuur. Maar gee my die geleentheid, maar gee my die gawe om 'n voorbeeld vir hulle te kan wees en om hulle leer om tot U te bid. Heer, ek is 'n gewone mens. Ek maak so baie foute. Ek is so jaloers. Ek is so ongeduldig. Ek wil so baie hê. Ek wil ook soos my buurman of my maatjie langs my dalk meer hê. Ek wil geduld wees. Leer my om my kruis op te dra soos U my geleer het en om U woord uit te leef. Leer my om 'n disipel van U te wees. Leer my om dankbaar te wees. Leer my om te bid. O Heilige Gees, vul ons harte en lei ons op ons knieë, sodat ons in alle omstandighede onsself in nederigheid voor die Hemelse Vader kan buig. Ons bid vir die vergifnis van ons sondes. Ons bid ook vir opregte nederigheid en die wil om U te dien. Ons bid dit als deur Jesus Christus alleen.
Amen. Daar is nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Kom ons maak toe die oë. Onse Vader in die hemel, ons dankie dat U vir my die geleentheid gegee het om iets terug te gee waarmee U my geseën het. Ons dankie vir die leiding wat U vir my daarvoor gegee het. Ons wil dit graag in nederigheid in U opdra, sodat dit in U woord kan gebruik kan word en verkondiging van U woord in die omgewing en in die huis. Maak my dan opreg dankbaar daarvoor en lei ons nie in versoeking, maar verlos ons van die bose. Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met julle wees en bly.